paar belangrike sake wat ons na kan kyk vandag. Eerstens weer 'n bietjie internasionale nuus. Ek dink die belangrikste nuus maar nog steeds die gebeure in die Midde-Ooste en veral nou van belang is die onderhandelinge nadat die VSA en Iran 'n skietstilstandsooreenkoms onderteken het. Daar 60 dae tyd om 'n formele en 'n finale vredesverdrag of ooreenkoms te onderhandel en te sluit. Die tydperk kan verleng word as beide partye instem, maar waarskynlik is daar redelike haas om dit so gou as moontlik afgehandel te kry as gevolg van die verwagtinge wat geskep word, maar ook die druk wat opbou rondom die gebeure en die nagevolge van die oorlog in die golfstreek. Daar's verskillende fasette wat hier van belang is. In die eerste plek dink ek 'n mens moet aanvaar dat hierdie is nie 'n voldonge feit nie, alhoewel beide partye baie duidelik nie met die oorlog wil aangaan nie, gaan hierdie 'n baie taai onderhandelingsproses wees. En wat ons sien wat gebeur is dat dit op die stadium meer uitspeel rondom uitsprake wat gemaak word. En daai uitsprake dui diep verdeeldheid en groot verskille aan tussen die VSA aan die een kant en Iran aan die ander kant. Iran byvoorbeeld maak verklaringe wat sê hierdie ooreenkoms wat die VSA onderteken het om die oorlog te beëindig is 'n erkenning dat die VSA die oorlog verloor het. Aan die kant van die VSA sê president Trump die oorlog is gewen, Amerika het al sy doelwitte bereik en nou is dit 'n kwessie van die finalisering van die ooreenkoms dat Iran nie weer kernwapens sal hê of ooit kernwapens sal kry nie. Dat die straat van Hormuz oop sal wees en dat daar geen heffings of tolgelde gehef sal word nie. Iran se reaksie, ons het nog geen ooreenkoms oor kernwapens nie, ons gaan nie dood eenvoudig toelaat dat hier inspeksies plaasvind nie, ons is 'n soewereine regering en ons gaan vir 60 dae geen tolgeld of heffings in die straat van Hormuz hef nie. So wat dit vir ons sê is hier diep foutlyne wat nog oorkom moet word, hier gaan moeilike onderhandelings wees. En dit beteken die risiko dat daar nie 'n ooreenkoms bereik word of die ideale ooreenkoms bereik word nie, is baie groot. Ons gaan moet sien hoe dit moet uitspeel. Daar's natuurlik ook ander aspekte wat hier van belang is, die belange van die golfstate. Daar's reeds samesprekings gewees tussen regerings van golfstate, Qatar, die Saudi-Arabië met Iran. En natuurlik die probleem hier is dat hierdie state wat hulle op die VSA beroep het en staat gemaak het om hulle veiligheid te waarborg teen Iran en 'n aggressiewe Iranse buitelandse beleid. En nou sit hulle met die realiteit dat die Iranse regime versterk uit hierdie oorlog uitkom. Ja, ons weet die weermag is pak slaag toegedien, die lugmag is uitgewis, vloot is grootliks uitgewis, maar die regime het die oorlog oorleef. Die regime tree op soos 'n baie sterk regime, bevestig sy magsposisie binne Iran en is ook besig om sy posisie binne die streek te konsolideer. En dit skep ongemak by die golfstate, vandaar hulle onderhandelinge met Iran oor 'n normalisering van verhoudinge. Daar word selfs gepraat van die oopmaak van onderlinge investering. Een van die argumente wat ons gehoor het is dat van die mense sê, as Iran in ons staat investeer, gaan ons nie aanval nie. So dit lyk asof daar redelike groot veranderinge binne die golfstreek en die golfkonteks kan kom. Beide die verhoudinge met die VSA, maar ook onderlinge verhoudinge en verhoudinge met Iran wat hier belangrik is. Die uitstaande kwessie natuurlik is, hoe voel hierdie regerings oor die beheer en die heffing van fondse, kostes of tolgelde in die straat van Hormuz. Dis natuurlik anders om te sê Iran mag dit nie doen nie, maar as almal dit doen en deel daarin is dit dalk nie so 'n onaangename gedagte vir die regerings in die golfstreek nie. Ons gaan moet sien hoe daai gaan ontwikkel en verder gaan uitspeel. Die ander baie belangrike dimensie wat hier geld is natuurlik die gebeure in Libanon. Nou Libanon is 'n staat wat vasgevang is tussen Israel en Iran. En die manier wat Libanon vasgevang is die Hezbollah beweging
wat 'n baie sterk militêre mag op die been gebring het en wat Libanon as 'n gebied gebruik van waar voortdurende aanvalle op Israel geloods word en in die verlede geloods is. Nie Israel of Libanon is direk partye tot die onderhandelinge nie, ook nie Hezbollah nie. En die onderhandelinge wat hier die oorlog beëindig, wat deur die VSA en Iran gevoer is, impliseer dat Israel en Hezbollah hulle sal hou by die skietstilstand en dat hulle deur hulle onderskeie noem dit maar beskermhede in die vorm van die VSA en van Iran gedwing sal word en beheer sal word sodat hierdie oorlog ook in Libanon tot 'n einde kan kom. Daar is tans samesprekings tussen Israel en die Libanese regering in Washington aan die gang. Hezbollah is daarvan uitgesluit. Dis nie 'n regering nie, is nie 'n party nie, maar is wel een van Iran se laaste sterk proksiemagte in die Midde-Ooste. Mens gaan moet sien waar hierdie onderhandelinge heen gaan. Die aandrang van Libanon is dat Israel moet onttrek uit sy grondgebied uit en dat hy in staat gestel moet word om sy eie grondgebied te beheer en per implikasie te beveilig. Nou, daar is blykbaar 'n ooreenkoms of 'n voorstel dat Israel uit sekere dele van Libanon sal onttrek en dat wat genoem word goedgekeurde afdelings van die Libanese veiligheidsmagte die verantwoordelikheid sal oorneem om daardie gedeeltes dan te beheer en te beveilig en toe te sien dat nie Israel of Hezbollah daar optree nie. Hoekom daar klem gelê word op goedgekeurde militêre eenhede is die vrees dat Hezbollah geïnfiltreer het in die Libanese weermag, soos wat hulle in gedeeltes van die Libanese staat geïnfiltreer het en selfs in die regering geïnfiltreer het en op daai manier geweldige druk kan uitoefen, so 'n bietjie mag kan uitoefen en eintlik dan 'n onregverdige voordeel bo Israel het in die sin dat hulle Libanon kan gebruik onder 'n legitieme dekmantel as deel van die regering en sy magte. Maar hulle doel is heeltemal anders. Hulle doel is om as 'n proksi van Iran op te tree en as 'n proksi van Iranese belange op te tree binne die konteks van Israel-Libanon verhoudinge. 'n Mens moet hier simpatie hê met die Libanese regering wat 'n staat regeer wat hy nie ten volle beheer nie. En wat probeer om daai beheer te kry, maar net eenvoudig nie die vermoë het, maar ook nie die ondersteuning kry om daai beheer terug te neem en om ontslae te raak van rolspelers soos Hezbollah in sy midde, maar ook om Israel te kry om te onttrek uit sy grondgebied en dan as 'n normale staat met goeie bure te funksioneer en goeie verhoudinge met Israel te bou, in soverre dit ten minste beteken dat Israel uit sy grondgebied bly en Libanon sy eie grondgebied beveilig. So hier is al baie uitdagings wat voorlê en moeilike gesprekke. Ons sien dat die VSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, is die afgelope paar dae in die Golfstreek besig om met die Golfstate te onderhandel en die groot klem wat geplaas word is dat die VSA bly 'n betroubare bondgenoot, gaan nie toegee tot enige ooreenkoms met Iran wat nie die belange van die Golfstate ook in ag neem en reflekteer nie. Maar dit is ook moeilik want daar's 'n groot mate van wantroue wat posgevat het en kommer in die Golfstate omdat wat hulle sien as die basis van ooreenkomste tussen die VSA en Iran definitief nie hulle belange reflekteer soos wat hulle dit voorsien nie. So 'n klomp kompliserende faktore wat hierdie vredesproses en sy ontwikkeling ondervang. Ander belangrike nuus in die wêreld, Oekraïne en Rusland se oorlog wat voortgaan, 'n toename in aanvalle, Rusland wat al hoe meer verwoestende aanvalle op burgerlike teikens uitvoer, maar Oekraïne wat ook nie op hom laat wag nie en redelike groot suksesse behaal met die teikening van sekere infrastruktuur, oliebergingsfasiliteite, hawefasiliteite en dan lyk dit asof Oekraïne redelik sukses behaal om die oorlog terugbring aan sy eie belange, spesifiek in terme van die Krimskiereiland en waar baie suksesvolle aanvalle geloods word wat die Krimskiereiland onder groot druk plaas en dit baie moeilik maak vir Rusland om dit as 'n toevoerroete te gebruik
om sy logistiek vir sy oorlog aan die gang te hou, maar ook om effektief beheer oor die Krimskiereiland uit te oefen. Dan laastens, as ons kyk na internasionaal, so 'n bietjie ontwikkelinge rondom verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA. En daar's twee belangrike dimensies. Die een is die aankondiging van president Trump se administrasie dat hulle die PEPFAR-ooreenkoms, dit is 'n ooreenkoms wat uit die era van George Bush kom, waar die VSA baie groot rol speel in die finansiering en ondersteuning van programme, gesondheidsprogramme, veral rondom HIV-vigs, waarskynlik een van die mees suksesvolle programme wat die VSA in Afrika bedryf het, dat daai program ten opsigte van Suid-Afrika opgeskort gaan word en dat die VSA nie meer die finansiële ondersteuning gaan bied wat oor 'n baie lang tydperk aan Suid-Afrika gegee is nie. Tweede belangrike aspek is die verklaring wat die VSA-ambassadeur in Suid-Afrika uitgereik het, waar hy Suid-Afrika beskuldig dat hy nie onverbonde buitelandse beleid het nie, dat Suid-Afrika kant kies en verbonde is aan die vyande van die VSA. Nou, die Suid-Afrikaanse regering het gereageer deur te sê, hy gaan nie dat die VSA sy buitelandse beleid voorskryf nie. Daar's ook 'n teregwysing van Dirke, ons Departement van Internasionale Betrekkinge, wat sê dat dit is nie die manier hoe verteenwoordigers van ander regerings in Suid-Afrika behoort op te tree nie. Ons voer nie hierdie gesprekke in die openbaar nie. Dit moet volgens normale diplomatieke praktyk en kanale geskied. So daai onderliggende spanning en wrywing tussen die twee regerings wat maar net nie wil weggaan nie. Ons gaan moet sien hoe dit uitspeel, hoe die onderskeie ambassadeurs en die regerings vorentoe hierdie verhoudinge gaan bedryf. Onderliggend natuurlik 'n klompie eise wat die VSA aan die Suid-Afrikaanse regering gestel het oor sy binnelandse beleid. Nou, dis 'n debatteerbare punt en daar's baie mense in Suid-Afrika wat saamstem met die eise, veral mense wat nie aan die ANC of ANC beleid gebonde is nie, maar die onderliggende beginsel is ook dat 'n regering normaalweg nie toelaat dat 'n ander regering vir hom sê hoe hy sy binnelandse beleid moet bedryf nie. Nie onder normale omstandighede in elk geval nie. So iets wat ons moet dophou in die toekoms, dit kan lei tot verdere spanning en optrede van die VSA wat nie noodwendig in Suid-Afrika se belang gaan wees op die langer termyn nie. 'n Situasie wat ons sal dophou. Goed, as ons kom by Suid-Afrikaanse politiek, binnelandse ontwikkelinge, baie belangrik, die gebeure rondom 30 Junie volgende week, die dreigemente van gewelddadige optrede van sommige, die paai van ander wat sê hier's niks gewelddadig nie, ons is patriotte, ons wil onwettige mense uit Suid-Afrika uitdryf en ons is eintlik besig om die regering se werk te doen, want hulle kan dit nie self doen nie. Die kommer wat hier bestaan is dat onderliggend aan hierdie vreedsame beeld wat geskep word, is daar 'n hele reeks van gewelddadige insidente wat plaasgevind het, heelwat mense wat hulle lewens verloor het, heelwat skade wat aangerig word aan privaat eiendom, aan infrastruktuur, en daar's 'n baie groot vrees dat hierdie situasie volgende week kan hand uitdruk en dat dit tot groter vlakke van onstabiliteit in Suid-Afrika kan lei. Nou, om dit te ondervang is die minister van polisie baie aktief. Hy het 'n hele reeks aankondigings gemaak. Hy het ook die premiers van die Wes-Kaap en van KwaZulu-Natal en Gauteng gekry om verklaringe uit te reik dat hulle nie onwettige optrede sal duld nie, dat hulle mense se reg op protesoptrede onderskryf, maar dit moet binne die wet gebeur. Die polisie se beplanning, mobilisering, is dat alle verlof van polisielede is gekanselleer. Daar word gepraat van 'n bedrag van 600 miljoen rand wat op sy gesit is om optrede deur die polisie te finansier sou dit nodig wees, en dat die weermag ook op bystand is indien dit nodig sou wees om stabiliteit en orde te verseker. Onderliggend natuurlik die verpolitisering van hierdie proses. Ons is op pad na plaaslike regeringsverkiesings toe. 'n Groot klomp politieke partye is onder groot druk, ANC onder baie groot druk,
en hulle word natuurlik beskuldig en verantwoordelik gehou vir hierdie probleme, vir die hoë vlakke van werkloosheid, en dit word natuurlik toegeskryf aan die hoeveelheid onwettige immigrante wat dan binne Suid-Afrika is en wat dan verantwoordelik is daarvoor dat Suid-Afrikaners nie werk kry nie. Nou hierdie is natuurlik realiteite en onwettige immigrante is onwettig, dit bly onwettig, maar of daar soveel werkgeleenthede geskep gaan word as wat die indruk geskep word en soveel minder misdaad gaan wees as wat die indruk geskep word, is hoogs onwaarskynlik. En ek dink dit is 'n ander element wat 'n mens tot kommer stem, is dat die klimaat wat geskep word, dat mobilisering en druk uitoefen op die regering lei tot bepaalde, noem dit maar oorwinnings deur hierdie groeperinge. En dit kan lei tot 'n tweede ronde van mobilisering en optrede en druk uitoefen. Die vraag is, wat word dan die teiken en die fokus van hierdie optrede? En onderliggend hieraan foute wat die regering maak, mislukkings van die regering en 'n onvermoë en in sommige opsigte selfs 'n onwilligheid om op te tree, dit kan natuurlik op die kort tot medium termyn die grondslag vir verdere onstabiliteit skep. Baie duidelik sal die regering heeltemal anders moet optree. Daar sal baie duideliker leiding gegee moet word en leiers in die regering sal baie meer sigbaar moet wees en dan ook toesien dat daar effektief opgetree word. En die effektiewe optrede gaan oor 'n gekoördineerde optrede van regeringskant wees, beide in terme van beheer van grense en toegang, maar ook beheer van optrede en dan natuurlik die gevolge van mense wat buite die wet optree. Ons sien nog nie daai koördinering nie, ons sien nog nie die wil om so op te tree nie, en ek het 'n vermoede dat die aankomende verkiesing dit polities baie sensitief maak hoe jy gaan optree en dat partye al hoe meer na eie belange en korttermynbelange begin kyk, eerder as wat is die langtermynbelang van Suid-Afrika en hoe dit in die toekoms hanteer moet word. Ander belangrike ontwikkeling op plaaslike vlak, die Palapala kwessie wat voortgaan, groot debat oor die president se besluit om 'n hofinterdik aan te vra om die parlement te verhoed om aan te gaan met die ondersoeke, parlement wat terugdruk wat sê hulle tree op in terme van hulle eie reg wat om en ook die grondwetlike hof se uitspraak. So hulle gaan voort met hulle optrede en hulle gaan die president se interdik of aansoek vir interdik teenstaan. Dit lyk of daar spanning begin opbou of politieke partye in die parlement baie duidelik gefokus op om hierdie proses te bestuur, om die president verantwoordbaar te hou. Die president se verweer natuurlik, dit is reg dat dit gebeur, maar dit moet darm regverdig wees. En ek dink dit is een van die kwessies wat ons vorentoe gaan moet dophou, tot watter mate gaan ons sien hierdie word 'n partypolitieke spel om partybelange te dien, of gaan dit 'n proses wees wat bestuur word om werklik aanspreeklikheid, goeie regering en toekomstige goeie regering tot gevolg te hê. As dit die einddoel is, baie goeie doelwit, dan moet 'n mens die proses ondersteun. Maar as dit gaan word soos wat ons gesien het met ander komitees, 'n partypolitieke proses waar eie belange hoogtyd vier, waar eie belange gedien word en nie soseer die belange van Suid-Afrika nie, dan moet ons versigtig hierna kyk en so 'n bietjie skepties staan teenoor wat besig is om te gebeur. Verbandhoudend, die Madlanga-kommissie, weer klomp opsienbarende getuienis, maar ook die kommissie wat nou begin fokus op afsluiting en om, noem dit maar, die losdrade bymekaar te bring. En ons sien dat kernrolspelers weer vir die kommissie verskyn en daar nou druk op mense geplaas word en waar mense uitgevang word en die optrede wat daarop volg. 'n Belangrike ontwikkeling en interessante ontwikkeling wat in die laaste 2 dae duidelik geword het, is hoe mense wat beskuldig word, wat in die sentrum van hierdie prosesse staan, nou hulle opsies begin heroorweeg. En ons het vandag gesien dat Kat Matlala, een van die sleutelrolspelers in hierdie korrupsiesaak, homself in die hof bereid verklaar het om 'n staatsgetuie te word. Hy gaan getuig teen polisie, generaals, bevelvoerders en ander wat betrokke was by korrupte tenderprosesse
en in ruil daarvoor kry hy 'n 15 jaar tronkstraf wat opgeskort is vir 7 jaar. Nou dit is natuurlik buiten die ander sake waarby hy betrokke is, die moordklagte wat hy in die gesig staar. Hierdie is maar net die kwessie rondom die tender wat hy gekry het, die 2024 Medicare tender wat hy aangekoppel is. Maar interessant hoe getuies nou en beskuldigdes nou hulle opsies oorweeg en anders begin optree as wat die verwagting was, want hier word nou groot druk toegepas en hierdie ding is besig om vir hulle almal baie ernstige implikasies in te hou. So interessant om te sien wat gebeur. Ons gaan moet dophou hoe hierdie proses verder gaan uitspeel. Waarskynlik teen volgende week sien ons bietjie meer van wat gebeur en hoe hierdie prosesse begin uitspeel. Dankie Johnny, goeie week en goed gewees om weer te gesels.